Goeienaand, broers en susters. Ons begin vanaand se ontmoeting met ons Here met hierdie verklaring dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en sing ons saam tot eer van die Here, Skrifbybel 1:2. Ons gaan daarvan al drie die verse sing. Die lof, eer, wysheid en krag behoort aan God en aan die Lam. En tot in ewigheid sal ons hierdie lied laat hoor. En daarna bly ons staan vir ons gebed en direk na die gebed gaan ons weer saam sing uit Psalm 119, daarvan saam verse 40 en 58. Ons sing hierdie wonderlike woorde van die beloftes van die Here dat die Here deur sy beloftes vir ons troos gee en ook dat die Here se beloftes vir ons baie vreugde bring. So kom ons staan en sing ons saam Skrifbybel 1:2 vers 1 tot 3. Ons Vader in die hemel, hoe wonderlik is dit dat ons U lof mag besing. Dat ons harte mag verhef en mag nadink oor hierdie woorde wat vir U goed is. Dat ons sing wie U is, dat ons sing wat U doen. Dat U die een is wat regeer oor alle dinge. Dat ons Here Jesus Christus vir ons gesterf het, dat hy as lam geslag is, om ons te verlos, om aan ons 'n nuwe lewe te gee. En besonder 'n koninkryk van priesters, wat diens doen, wat ons lewe toewy, en ons lewe gee as offers, as hierdie offers vir U opdra, offers van gehoorsaamheid, offers wat gedoen word volgens U wil. En hoe wonderlik is dit nie, Here, om te weet dat U kerk reg oor die wêreld U aanbid. Dat van die begin af U kerk gevestig het op aarde, sodat U deur haar verheerlik sal word. En dat ons wat hier in Suid-Afrika is, ons wat 'n baie jong taal in die wêreld vier, Afrikaans, dat ons U daar deur mag loof en mag prys. Dat elke stem
en elke taal, elke volk, dat U ons vrygemaak het om U lof te besing. En ons dank U, Here, vir ons as gemeente en ons gesamentlike aanbidding, dat U getrou is en dat U ontmoetings met ons het, dat ons kan saamkom en saam U aanbid, saam U woord aanhoor, en dat U ons toespreek. En mag ons geloof deurlopend gebou word, mag ons besef hoe geweldig groot U werk in ons is. Ons dank U, Here, ook vir vanaand, en ons dank U vir hierdie saamwees, en weer eens ons uit die woord kan hoor hoe groot U werk in ons lewe is. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die wysheid en al die krag tot in ewigheid. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here uit 2 Korintiërs 1. Ons gaan daarvan saam wees vanaf vers 12 tot met hoofstuk 2 vers 4. Daar is een ding waarop ons trots is. Ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen en teenoor julle in die besonder opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God. In ons briewe skryf ons aan julle niks wat julle nie self kan lees en verstaan nie. Ek hoop net julle sal ons eendag heeltemal verstaan. Tot nou toe het julle ons maar gedeeltelik verstaan. Op die dag wanneer ons Here Jesus kom, sal julle dan net so trots wees op ons wees soos ons op julle. Dit was in hierdie oortuiging dat ek vroeër die plan gemaak het om julle te besoek, sodat julle 2 keer 'n bewys van genade kon ontvang. Ek wou julle op die deurreis na Macedonië toe besoek en weer op die terugreis van Macedonië af, en dan met julle hulp my reis voortsit na Judea toe. Was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het? Of word ek deur menslike oorwegings gelei as ek planne maak, dat ek in een asem ja en nee sê? So seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tegelyk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dis ek, en Silvanus en Timoteus,
aan julle verkondig het, is nie ja en nee tegelyk nie. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus, dat ons tot eer van God daarop Amen sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee, as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Ek roep God tot getuie, en staan met my lewe daarvoor in. Dit was om julle te spaar, dat ek toe nie na Korinthe toe gekom het nie. Ons wil nie as heersers voorskryf wat julle moet glo nie. Julle staan immers vas in die geloof, maar ons wil medewerkers wees om julle geluk te bevorder. Daarom het ek besluit, ek kom nie weer na julle toe as my besoek op droefheid uitloop nie. Want as ek julle hartseer maak, wie bly dan oor om my op te beer, behalwe die wat ek hartseer gemaak het? Dit is waarom ek liewer van julle geskrywe het. Ek wou nie daar kom en hartseer gemaak word deur mense wat my gelukkig moes gemaak het nie. Want ek is seker daarvan dat julle almal gelukkig is as ek gelukkig is. Ja, met groot bekommernis en belemmering van die hart en onder baie trane het ek aan julle geskrywe. Dit was nie om julle hartseer te maak nie, maar om julle te laat besef dat ek julle baie liefhet. Geliefde broers en susters, ons Here Jesus Christus staan absoluut sentraal in ons geloof. Ons weet die Here is die enigste weg en die waarheid en die lewe. En tog moet ons baie mooi besef hoe sentraal die Here staan in die geloof. Het gaan daaroor dat hy is die weg na die Vader, maar ook in besonder dat alleenlik deur Christus ontvang ons al die hemelse seën wat daar is. En ook alleenlik deur hom antwoord die kerk met 'n amen oor wat hy vir ons doen. Hy is alleenlik die enigste sekerheid en die enigste sekuriteit wat ons in hierdie lewe het. En dis die openbaring wat hier vir ons oor Christus gemaak word. En nou kom hierdie stelling in 'n baie nou verweefde verhouding wat Paulus hier met die gemeente het. In besonder hierdie gemeente in Korinthe. Ook in die eerste plek die verhouding, maar ook oor onlangse gebeure wat tussen hom en die gemeente gebeur het. So ons weet van die inhoud van die briewe dat die Korinthe gemeente 'n baie problematiese gemeente was, 'n gemeente met baie uitdagings, 'n gemeente met baie sonde in die gemeente. Daar was nie net naas die sonde nie ook baie teologiese vraagstukke en uitdagings binne daardie gemeente. En nou kan jy self indink watter spanninge veroorsaak tussen 'n apostel en 'n gemeente as daar so baie teregwysings in 'n gemeente moet gebeur. Vat vir jou as ouer met 'n kind, as jy die hele tyd jou kind moet tug, die hele tyd jou kind moet teregwys, hoeveel spanning daar ontstaan. Dink maar aan 'n gemeente, as daar 'n gemeente vol sonde is en daar die hele tyd tug toegepas moet word in die gemeente, oor die uitdaging wat daar is, oor die verhouding wat daar is tussen die predikant en die gemeente. Want die waarheid moet in liefde bedien word. En dit kan tot twee uiterstes lei. Vir Paulus aan die een kant kan hy heeltyd die waarheid reguit tot hulle spreek en die gemeente heeltemal ontmoedig, soveel so dat hulle nie meer vreugde in Paulus het nie. Maar aan die ander kant kan hy 'n blinde oog gooi vir dit wat verkeerd is in die gemeente en die gemeente nie sterk genoeg aanspreek en eintlik hulle net alles laat begaan. En juist daarom sit Paulus in hierdie sensitiewe situasie oor wat moet gebeur met die gemeente. Hoe moet hy gelei word om hierdie gemeente verder te bedien, dat die gemeente opgebou kan word? En dis die delikate verhouding, eintlik maar tussen enige predikant in sy gemeente, en eintlik nou in besonder hier tussen Paulus en hierdie uitermate moeilike gemeente. En nou die situasie nog verder ontvou op so 'n manier dat uitgespeel,
dat Paulus gesê het, maar hy sal na die gemeente toe kom. En tog het dit nie gerealiseer nie. En nou is hierdie lig wat op Paulus geskyn word deur die gemeente oor hoekom nie. En eintlik word Paulus nou hierdeur in die slegste moontlike lig geplaas oor hoekom hy nie na die gemeente kom nie. So die gemeente se vermoede is, hier is hierdie apostel wat eintlik rondloop en die waarheid verkondig en vir almal sê dis die waarheid, maar met ander sake praat hy twee monde uit. Hy sal baie maklik sê ja, kom na julle toe, maar eintlik doen hy dit nie. Eintlik het sy hart iets anders besluit. Hy gaan met menslike wysheid wat nie regtig 'n ja van nie is nie, dinge spreek. En dit plaas 'n groter vraagstuk oor sy res van sy teologie. So hulle gooi hom heeltemal in bedenking oor alles wat hy gesê het as gevolg hiervan. So Paulus begin aan hierdie gedeelte om te sê dat daar is een ding waaroor hulle trots is. En dit is dat hulle in absolute opregtheid teenoor die gemeente opgetree het. So die gemeente moet dit weet. Daar was nie een keer iets wat hulle onopreg teenoor hulle was nie. Ons hoor in die eerste brief uit dat die gemeente baie in hulle self geroem het. Daar was baie wat hooghartig was en in hulle self geroem het. Dit het eintlik nie anders gelyk as die wêreld om hulle nie. Maar dan sê Paulus hy roem, maar nie in homself nie. En juist daarom het hy die vorige afgaande gedeelte beklemtoon oor al sy ellende wat hy al in teenspoed wat hy al die lewe gemaak het, sy eie swakheid en sy eie verdrukking, dat hy juist nie in homself kan roem nie. Maar Paulus se roem of sy idee van roem haal hy die Ou Testament uit. Jeremia 9. En wat hy ook weer eens elders aanhaal in sy briewe. Maar hy sê laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en my ken. En so sê die Here. So sy roem gaan daaroor oor wat van God afkom en dan is dit goed dat hy in God roem. En dit gaan vir hom daaroor dat hy in alle eerlikheid kan sê oor wat hy aanvanklik gesê het, dat dit van God afkom. Dat die betekenis van die woord, hy sê maar hy is opreg gewees teenoor hulle, word eintlik gebruik in 'n ander konteks waar hy sê dat die lig van die son iets heeltemal verhelder, deurdat jy dit totaal en al kan sien. Daar is nie 'n stukkie skaduwee in daardie voorwerp nie. So hy sê dieselfde met hom, julle kan in alles wat ek gesê het, kan die son op my skyn, daar is nie enige stukkie van skaduwee in wat ek gesê het nie, ek is absoluut eerlik gewees, absoluut deursigtig gewees teenoor julle. En my gewete getuig daarvan dat ek in alle opregtheid teenoor julle opgetree het. God kan getuig daarvan dat ek heeltemal opreg teenoor julle was. En juist daarom gaan hy verder in vers 13 weer te stel dat ook wanneer hulle dinge in die brief skryf, is daar nie valse bedoelings nie, daar is nie doelbewuste troebelwoorde sodat die gemeente nie kan verstaan wat hulle sê nie, dat hulle eintlik half iets sê wat dubbelsinnig geïnterpreteer kan word, hulle terselfdertyd 'n ja en 'n nee kan gee op wat hulle skryf nie. So hulle skryf, dis nie dat hulle doelbewus verkeerd verstaan moet word nie, hulle is oop en eerlik en regheid ook in wat hulle skryf in hulle briewe. Maar dan vat hy die idee van die roem verder en hy sê maar, ons sal wel eendag in mekaar roem. En 'n wondere mens as jy hierdie briewe van Paulus lees, veral wat hy teenoor die Korinte geskryf het oor hoe dit moontlik is. Hoe kan hy dit sê? Maar hy spog weer eens met God se werk. Veral met die werk van die Heilige Gees daar in die gemeente, dat die evangelie is daar verkondig, dat die saad is daar gesaai, die Here het hom gebruik as apostel om te plant en daar's nat gegooi in daardie gemeente en die Heilige Gees werk in daardie gemeente. So die Heilige Gees werk en daar sal groei wees. En daar's gawes van die Gees in die gemeente mekaar bedien. En daar word baie mooi gesien hoe die seën van God in 'n lewe is, dat die Here hulle oorvloedig seën in alles wat hulle nodig het. En juist daarom sê Paulus kan hulle mekaar roem. Maar dit gaan oor die werk van God wat hy deur hulle en deur die gemeente gedoen het. En hoe merkwaardig is hierdie gedagte nie? Dat ten spyte van hulle verskille, ten spyte van hierdie spanning wat hier in hierdie verhouding is tussen die apostel en hierdie gemeente, sê Paulus maar daar is nog steeds bouwerk. Daar is nog steeds hierdie groei wat plaasvind in hierdie gemeente.
En juist daarom sal daar by die oordeelsdag sal hulle vir mekaar kan getuig en sê maar hulle roem in mekaar, maar Paulus sal roem in die gemeente en sê maar dis die gemeente wat u vir my gegee het, wat ek opgebou het, en die gemeente sal trots wees op hom wat hulle gelei het en hulle opgebou het. En Paulus besef dis baie duidelik hierdie wisselwerking wat daar tussen hom en die gemeente is. Hy het hierdie groot begeerte gehad om by hulle te wees, om 2 keer by hulle langs te gaan, en eintlik wat dan staan om 'n tweede genade of 'n dubbele genade in hulle te betoon. En dit kan op verskeie maniere interpreteer word, maar ook dat daar wederwysige opbou is. Dieselfde wat Paulus in die Romeine skryf in die heel begin. Dat hulle beide 'n gawe het om mekaar mee te bedien, om mekaar mee op te bou. Dat op die oordeelsdag daar bouwerk gehou sal word en sê maar hier is dit. Maar Paulus se planne het verander. En hy gaan nie weer by die gemeente uitkom soos hy gesê het hy sal nie. En dit het nie verander omdat hy onnadenkend was nie, of omdat hy oneerlik was nie, hy was heeltemal opreg teenoor die gemeente. En juist daarom vra hy die 2 vrae wat beide 'n negatiewe antwoord verwag. Dink julle ek was oorhaastig? Of dink julle dat ek deur menslike oorwegings gelei is? Met ander woorde, dat ek deur sonde gelei is hierin? Dink julle nie dat deur God en sy roeping dat ek deur hom gelei word nie? Dink julle dat ek hierdie verhouding ligtelik opneem? Dink julle nie ek besef dat ek besig is met bouwerk in julle nie? Maar Paulus het gekies om nie terug te gaan nie, soos hy in vers 23 sê, juis om hulle daai pynlike besoek te spaar. En nie om dit oor homself gaan of sondige oorwegings van homself nie. En nou kan jy self indink hoe dit gaan as Paulus daar opdaag en weer op pad weg is. Hy daag daar op en daar's chaos in die gemeente, iemand wat nie getuig word nie. Of iemand wat soveel getuig word dat dit tot skade lei in die gemeente. Hy sien hierdie chaos en nou kan hy nie anderster as om hierdie gemeente net kliphard aan te spreek oor hulle louheid en oor hulle manier hoe hulle glad nie tot eer van die Here leef nie. En hy is daarom kies hy om eerder vir hulle te skryf. So hy sê vir hulle, ek praat nie dubbelsinnig nie. Ek het nie in een asem gesê ja en nee nie. In ander woorde, hy herinner aan Jesus se lering oor 'n eet en sê laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee, wat meer is gesê word kom van die bose. En Paulus sê dit vir hulle. Roep God as getuie. Hy het al van tevore oor hierdie kwessie tereggewys en Paulus kies nie te gaan nie want dit loop uit op konflik. Hy wil hê hulle moet self verantwoordelikheid neem vir hulle geloof. Dat hy wil hulle nie beheer nie. Hy wil nie funksioneer as 'n middelaar tussen hulle en God nie. Hulle is selfstandig as 'n gemeente en om selfstandig tot eer van die Here leef. En hy sê, maar ek skryf nie om julle seer te maak nie. Maar is baie intiem wat hy sê oor waar hy deurgegaan het om hierdie vir die gemeente te skryf en hoe dit alles, al die emosie wat hy skryf vir hulle, gaan oor liefde vir die gemeente. En dit die heel mees liefdevolle manier is hoe die gemeente kan aanspreek oor wat in die gemeente aan die gang is. Jy is daarom as hy getrou aan hoe God dit ook bestuur het om uit te loop. En nou, binne hierdie konteks, binne hierdie situasie van spanning tussen hom en die gemeente, van 'n gemeente wat hom interpreteer as ja en nee te gelyktydig, waar daar hierdie absolute bevraagtekening is oor sy apostoliese gesag deur ander van buite af, waar daar hierdie vraagteken is, maar is hy ontrou ook in die res in die evangelie? Binne in hierdie konteks sê hy baie mooi vir hulle. Hy doen dit want God is getrou en hy beskryf hier God se karakter in hierdie omstandighede. Hy sê God is absoluut getrou. God verander nie. En nou haal hy hierdie openbaring uit Numeri aan, waar hy sê God is nie 'n mens wat sou lieg nie, 'n mens wat van gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. So Paulus kom met hierdie argument en sê maar God is absoluut getrou. Hy verander nooit nie en so seker as wat God getrou is, net so seker was hulle woorde aan die gemeente
nie gelyk 'n ja en 'n nee nie. So absoluut getrou as wat God is, net so was hulle nie 'n ja en 'n nee gelyktydig nie. En net soos die evangelie wat hulle, en nou praat hy hier van homself, en Timoteus en Silvanus, hy trek doelbewus hier 3 getuies wat oor die waarheid getuig, oor die waarheid moet getuig hierin, en sê maar, dis nie net ek nie, dit was ek en Silvanus en Timoteus, ons 3 wat hiervan getuig, en ons al 3 het getuig oor die waarheid, en dis van Jesus Christus. Wat nie gelyktydig 'n ja en 'n nee is nie. En net soos wat dit waar is, was die res van hulle woorde ook nie gelyktydig 'n ja en 'n nee nie. Hulle het gekom en dat Jesus Christus, die Seun van God, aan die gemeente verkondig. En nou gebruik hy hier die volle titel van Jesus, en eintlik om die volledige waarheid van wie Jesus Christus is, die Seun van God, sy totale bediening in hulle uit te maak, sê maar, alles oor Jesus Christus, wat ons aan julle verkondig het, was die waarheid gewees, ten volle. En hy is nie die ja en nee tegelijkertijd nie, hy is die ja van God. So hy wys op die getrouheid van God, wat baie duidelik gewys word deur Jesus Christus. Dat hy is die ja op al God se beloftes. Dat God is getrou. En hy praat nie gelyktydig uit 2 monde uit nie. Hy sê nie ja en nee tegelijkertijd nie. Hy sê nie ja en verander later en sê nee nie. Maar al God se beloftes is ja in hom. En broers en susters, dink hoe wonderlik is dit wat hier van die Here gesê word. Dink hoeveel eeue van tevore het God begin om beloftes teenoor die mens te maak. Dat Jesus Christus, die Seun van God, is in daardie beloftes vervat. Of in hom is daardie beloftes waar vir die mens. So hy is God se ja op die belofte wat God aan Eva maak, en sê maar, die vrou se saad sal die kop van die slang vermorsel, en God is vir eeue lank getrou aan daardie belofte. Dis nie asof God later, of eers ja gesê het en later te verander en nee sê nie. Asof God later daardie belofte terugtrek nie. Jesus Christus is later ook die ja aan Abraham, die belofte wat die Here aan hom maak, aan Dawid, dat sy nageslag ewig op die troon sal regeer, dat in hom is al God se beloftes tot vervulling van God absoluut getrou. En dink vir 'n oomblik wat dit beteken vir God om getrou te wees aan al sy beloftes. In absolute getrouheid teenoor sy beloftes. Juist daarin stuur hy sy seun om te kom sterf. Vir God om getrou te wees in sy beloftes, stuur hy sy seun om te kom sterf. En Jesus Christus, die Seun van God, neem die menslike natuur aan, en hy lei sy hele lewe op aarde, veral in die einde, besonder in die einde waar hy in die kruis sterf, om daardeur die beloftes wat God teenoor die mens gemaak het, te laat realiseer. En die beloftes van God stop nie net tot by Christus se menswording nie. Dat die Here in die Nuwe Testament maak nog steeds beloftes vir gelowiges. Hy beloof hy sal sy Heilige Gees gee. En hy doen dit. Die Here beloof nog steeds, hy sal ons nooit verlaat nie, en ons nooit in die steek laat nie. Dit gebeur deur Christus, dis die ja deur hom. Hy beloof dat ons vir ewig by hom sal wees. Deur Christus is vir ons 'n ja. Dit alles, al God se beloftes is vir ja vir ons, deur Jesus Christus. Dat al God se seën kom vir ons as gevolg van hom. In my gedagte sien ek dit soos 'n uurglas wat al die seëninge kom en alles kom af met die een kanaal, net hierdie een stroom. Dit kan nie op 'n ander plek deur ons uitkom nie behalwe deur Jesus Christus. Dat deur hom ontvang ons al hierdie beloftes van God. Maar dis nie al nie. Dat ons ja of ons amen is ook deur hom. Ons gebruik vandag baie amen aan die einde van 'n gebed of van 'n erediens.
En die woord amen wat beteken dit is waar of seker, dit is verseker so. Ons hoor in die Ou Testament hoe die volk 'n paar keer sê amen in antwoord op God se beloftes, as die Here 'n paar vloeke sê, maar dit sal gebeur as jy die volgende nie doen nie, dan antwoord die volk amen, dit is so, dis waar en seker, dit sal gebeur. Of as die Here se lof verkondig word, dan sê hulle amen, dis waar en seker, God se lof moet verkondig word, dis vas en seker. So ons amen sê, dit is waar en seker, dit is so. Ons sê amen op God se beloftes, of die Here Jesus Christus, en sê, maar dis vas en seker. So op grond van die werk van Jesus Christus, is dit so, en dit kan nie verander nie. God is absoluut betroubaar. In Christus is daardie beloftes van God vas. En ons as gelowiges antwoord uit die geloof uit en sê, dit is so. Dis waar en seker. God se beloftes vir my is absoluut vas. Dis betroubaar, dat dit kan nie beweeg nie. Ons bevestig dat Jesus die ja van God vir ons is. So die enigste gepaste manier waarop ons in die geloof ten volle kan en moet reageer, is juis om Christus te erken as die ja van God. Om hom te erken as die weg. Ons het nie iets om onsself te roem nie. Ons het iets onsself kan bied nie. Ons amen is op grond van hom, het hy deur hom. Geen ander manier bestaan nie. Daar is hierdie absolute sekerheid. Die enigste sekerheid. Bo enigiets anders. Daar is nie ander sekerheid in die lewe nie. Ons is nie seker of ons sal sterf of belasting sal betaal nie. Selfs dit is onsekerheid. Selfs bo Paulus se reisplanne. Maar hierdie sekerheid is vas. Dat God het ons op hom gevestig. Dat ons is vas in Christus. Nie op grond van ons eie krag nie. Ons amen kom nie tot op onsself steun nie. Ons besef hierdie amen, ons doen nie uit ons eie krag uit nie. So hierdie voorsiening van Christus as die ja van God se beloftes en ons reaksie, hoor ons is baie mooi trinitaries, dat is die Vader wat die beloftes maak en hy vestig ons op daardie vaste grond, op Christus. Dat deur hom is die beloftes en op hom word ons gevestig. Dat hy is die inhoud en die sekerheid van die beloftes. En ons word in die geloof in hom gevestig. Maar nie deur homself nie. Maar deur die werk van die Heilige Gees. Wat ons beseël en wat ons waarborg is vir die verdere vervulling van God se beloftes. In ander woorde, as ons verseël, beteken dit is die bewaring van iets, dat dit sal nie verminder word, dit sal nie weggeneem word nie. Dit sal volkome behoue bly. En dat ook die waarborg is, of die deposito, wat vertaal kan word as die eerste paaiement. In ander woorde, daar is 'n verpligting geskep en die res sal volg, dit kom verseker, dit is 'n waarborg dat die res is op pad. En net soos die Gees ons deposito, ons eerste paaiement, dat die Gees in ons is en ons woon, dat die res van God se beloftes is ook waar, en ons sal dit ontvang. So God se getrouheid is van so 'n aard, dat sy Gees in ons gee, as 'n waarborg, van sy getrouheid. Ons maak nie op ons eie krag staat om amen te sê, dis die Gees in ons werk. Dit sal verseker gebeur. Ons verlossing sal voltooi word, ons sal verheerlik word. Broers en susters, ons enigste troos en sekerheid in die lewe is in ons Here Jesus Christus. Hy alleen is die ja op al God se beloftes. En jy is daarom antwoord ons ook almal ten volle uit die geloof hierop met amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam en ons sing Skrifredding 10:2 die Onse Vader.
ons herinner die kollekte vandag gaan vir die diakonale kas, sowel as ook vir die kinderhuise, wanneer jy dit afdra by die deure, of ook elektronies. Kom ons staan, ons sing nou saam lied 588, ons gaan al 3 verse daarvan sing. Ons sing hierdie mooi woorde, ons hoop is onaantastbaar vas en seker. Ons het 'n toekoms saam met Christus, en hierdie mooi woorde, geloof kan nie te veel verwag nie, want God bly getrou aan sy woord, en geloof hou ons ten volle vas aan elke belofte wat die Here teenoor ons maak. Kom ons staan, dan sing ons saam lied 588, vers 1 tot 3. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.